Goeiemôre, welkom by vandag se erediens. Kom ons roep die Here aan. Wie mag die berg van die Here opgaan? En wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. Hulle sal van die Here seën ontvang en God, hulle redder, sal reg aan hulle laat geskied. Die mense wat na sy wil vra en hom dien, hulle is sy eiendom. Kom, ons bid saam. Almagtige Here en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie dag in ons lewens. Here, vir hierdie dag waarin ons weer as gesinne daar by ons huise kan tot stilstand kom, kan stil raak. Here, selfs daar waar ons alleen in ons huise is. Dankie Here dat hierdie dag vir ons gegee word, waarin ons voor U kan nader. En Here, waarin ons kan dink dat U die goeie Vader is, wat vir ons lief is en wat vir ons sorg. En Here, dat ons kan dink aan U goedheid en U guns, en dat ons vir U daarvoor kan loof en kan prys. Here, al kan ons nie nou in 'n kerkgebou saam sing, Here, maar dat daar diep vanuit ons harte 'n loflied kan opklink, om te sê, Here, U is groot, U is goed, U is almagtig, U is die sterke verlosser, U is die een wat vir ons koester en vashou. En ons loof U en ons prys U daarvoor. Here, ons kom dankie ook vandag, Here, dat U die saaier is, die God is wat deur sy woord en deur sy gees in ons lewens die saad kom saai wat lewe gee. En die saad kom saai, Here, wat vir ons in staat stel om as U kinders, as U volgelinge ook in hierdie wêreld te leef. Ons kom bid vanoggend, Here, dat die gelykenis van die saaier, daardie bekende gelykenis wat ons van kleintyd af mee te doen gekry het, Here, dat hierdie gelykenis opnuut vir ons ook in hierdie grendeltyd, Here, sal kom stig, Here, dat dit vir ons sal kom voed, en Here, dat dit vir ons sal kom inspireer, om as U geliefde seuns en dogters te bly volhard op die pad van geloof. In die naam van Jesus, Amen. Ons is bevoorreg om 2 tipes ligplante hier in die pastorie se tuin te hê. 'n Ligplant is 'n baie interessante en mooi plantsoort, en hulle word ligplante genoem omdat hulle voedingsstowwe vanuit die lug inneem en nie vanuit die grond soos wat 'n plant dit met wortels sou doen nie. Ligplante is pragtig en dis besonders, maar sover ek weet, dra ligplante nie vrug nie. Vir 'n plant om vrug te dra, moet hy in die grond gesaai word. Moet hy wortels in die grond hê, van waaruit hy sy voedingsstowwe kan put, van waaruit hy kan groei, en waardeur hy kan vrug dra. Jesus gebruik in Matteus die bekende gelykenis van die saaier, om aan sy volgelinge en almal rondom hom wat wou luister en wat gehoor het wat hy gesê het, om aan hulle te illustreer. Wat is dit wat kan gebeur met sy woorde in die lewens van mense? Wat is dit wat kan gebeur met sy woorde wat tot hulle gespreek word? Kom ons lees Matteus hoofstuk 13 vanaf vers 18. Die verklaring van die gelykenis van die saaier. Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is.
Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes. Soms 100voudig, soms 60voudig, soms 30voudig. Ons skriflesing vandag tot sover en ons teksvers is hierdie laaste vers 23. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes. In die gelykenis van die saaier en hierdie verklaring wat Jesus van sy gelykenis gee, word daar onderskeid getref tussen 4 verskillende dinge wat kan gebeur met die woord van die Here wat deur mense gehoor word of wat tot hulle kom. Maar voordat ons aandag gee aan hierdie 4 verskillende dinge wat met die woord van die lewe in die lewens van mense kan gebeur, dink ek moet ons kortliks net weer stil staan by die vraag van, maar hoe hoor ons die stem van die Here in die tye waarin ons leef? Hoe hoor ons God se woord? En die belangrikste antwoord op hierdie vraag is natuurlik dat ons hoor sy stem deur sy woord. Ons hoor God se stem in die Bybel, wanneer ons byvoorbeeld na 'n preek of 'n boodskap luister, of wanneer ons self daaruit lees, of wanneer ons na 'n getuienis luister van iemand wat deur die Here aangeraak is, of wanneer ons deur iemand bemoedig word vanuit die woord, of 'n skrif ontvang oor 'n WhatsApp boodskap of met 'n telefoonoproep. Daar is verskeie maniere waarop ek en jy die woorde van die Bybel direk hoor en dat ons op die manier kan sê ons ontvang God se stem direk vanuit die Bybel, vanuit sy woord. Ons kan egter ook God se stem in ons lewens hoor deurdat ons onsself in die natuur bevind en wanneer ons iets in die natuur beleef, het sy dit besonderse voële, arend of enige ander pragtige voëls wat in die lug vlieg of sy voelgeluid maak, voeltjies wat sing in die bome of besonderse plante groei of diere in die koninkryk. Ek dink ons almal het al 'n belewenis gehad van hoe dat ons in die natuur aangeraak word en hoe dat ons iets van God se grootheid en sy almag en sy kunswerke in die natuur kan beleef en hoe dat dit tot ons harte spreek, hoe dat ons iets van God se stem, iets van sy omgee, iets van sy pragt en sy praal hoor vanuit die natuur. 'n derde manier hoe dat ons God se stem kan hoor is deurdat ons sommer so in die alledaagse lewe of 'n goddelike gebeure, byvoorbeeld 'n wonderwerk of op 'n bo-natuurlike manier iets beleef of iets sien en dat ons net weet dit is die Here self wat nou met ons kom praat het, wat iets in ons midde wou laat van dit wat ons nou kon waarneem en of beleef. En partykeer gebeur dit sommer so in die alledaagse, in 'n alledaagse doodgewone gesprek met iemand of in 'n gesprek waar ek bloot maar net 'n luisteraar is, hoor ek iets van hoe dat God ook maar net in dit alles
vir my iets kom sê. En natuurlik is dit ook so dat ons God se stem kan hoor op spesiale en op bo-natuurlike wyse en dat daar vandag nog mense is wat kan getuig, wat met opregtheid kan getuig dat hulle in 'n droom God se stem gehoor het, dat hulle in 'n droom of in 'n visioen iets spesiaals van die Here ontvang het. So op al hierdie verskillende maniere en dalk nog ander waaraan ek nie nou kon dink nie, is maniere waarop ek en jy God se stem kan hoor. Dit is maniere waarop God sy woord in ons lewens kom saai. En wanneer ons dan nou vanoggend luister en bietjie nadink oor die gelykenis van die saaiër, dan is dit goed om net kennis te neem en om onsself te herinner, maar dat God op verskillende wyse sy stem in ons lewens laat hoor. Maar die fokus in vandag se erediens dan is nie oor hoe dat ons God se stem hoor nie, maar wat word van daardie stem wat ons gehoor het? Wat word van daardie oortuiging, daardie indruk wat ons gekry het, wat ons weet? Dit is van niemand anderste as van die Here. Maak nie saak hoe dat dit tot ons gekom het nie. Die saad wat op die pad val, wil vir ons daarop kom wys, dat wanneer ek en jy God se woord hoor, wanneer ons sy stem in ons lewens hoor, maar dat wanneer ons dit nie verstaan nie, en eintlik nie wil verstaan nie, dat daar ergens in ons lewens 'n ingesteldheid is van dat God se woord maak eintlik nie vir ons saak nie, of dit maak nie vir ons sin nie. Daardie ingesteldheid gee vir die bose geleentheid om daardie woord wat tot ons gekom het, om dit weg te vat. En so 'n ingesteldheid kan maklik in ons lewens 'n werklikheid wees as gevolg van dinge soos trots, of as gevolg van verwonding of seer kry in ons lewens. Dit kan wees as gevolg van 'n spesifieke sonde of 'n vorm van immoraliteit in ons lewens, wat maak dat ons 'n ingesteldheid het van dat God se woord maak nie vir ons sin nie, en ons is ook nie seker of dit ooit sal nie. En daardie ingesteldheid gee vir die bose die geleentheid om die woord wat deur die Here vir ons gegee word, dat dit uit ons lewens uit weggevat word. En dan is dit nie meer daar nie. Die saad wat op die klipbank val, wil vir ons daarop kom wys dat swaar kry, beproewing, verdrukking en vervolging kan veroorsaak dat ons in ons toewyding verslap en ons geloof, die geloofswaarhede wat ons ontvang het, begin versaak en nie meer daarvolgens lewe nie. Dat ons selfs op die ouend van die waarheid af kan wegdwaal en dat ons in kort kan sê dat vanweë swaar kry, vervolging en beproewing, dat dit wat ons van die Here ontvang het, dat ons nie bereid is om die las wat daarmee saamgaan te dra nie, en dat ons die waarheid, God se waarheid, verruil vir die leuen van die duiwel, vir die leuen van die wêreld. Die saad wat tussen die onkruid moet groei, wil vir ons daarin kom herinner dat soos wat ons met die reeks oor sekularisasie verlede jaar ontdek het, dat 'n stryd om te oorleef, 'n gejaag na rykdom,
'n lewe vol van bekommernis, of selfs 'n lewe wat gemik is om net al die lekker dinge na te jaag, om die lewe soveel as moontlik te geniet, kan veroorsaak en verhoed dat die woord van die Here in ons lewens vrug dra. Want die woord wat in ons lewens ontvang is, word as te ware verdring. Dit is nie deel van ons prioriteite nie, en daarom kan ons nie vrug dra nie. Ons hoor die woorde wat na ons toe kom, ons verstaan dit wel, maar dan word dit geliaseer tussen al die ander dinge in ons lewens. En dit kom nie tot vrug in ons lewens nie. Die saad wat op die goeie grond val, kom roep ons op en kom spoor ons aan om met dit wat ons van God ontvang, sy woord wat ons vir ons lewens hoor, dat ons dit met die regte ingesteldheid sal ontvang, sodat daar vrug in ons lewens kan wees en sodat daar 'n groot oes gelewer kan word. Hierdie regte ingesteldheid waarmee ons God se stem in ons lewens, God se woord in ons lewens ontvang, is in die eerste plek 'n ingesteldheid van ontvanklikheid. Soos wat goeie voorbereide grond ontvanklik is vir die saad wat daaraan geplant word. Net so moet daar in my en jou lewe 'n ingesteldheid van 'n versigtiging, van 'n verlange wees na om God se woord in ons lewens te kan ontvang en dit die bes moontlike kans gee om binne ons lewens te kan groei. Die tweede ingesteldheid wat daarmee saamgaan, is om met 'n ingesteldheid van gebed tot die Here te bid en om hom te vra dat die woorde wat jy van hom ontvang, God se stem wat jy hoor, dat jy daarin insig sal vind, dat die Heilige Gees dit vir jou sal kom oopbreek, sodat jy dit sal kan verstaan. Die derde ingesteldheid van goeie grond is om dit wat jy ontvang, dit wat jy hoor en dit wat jy verstaan, om dit van toepassing te maak op jou eie lewe. Om dit te laat wortel skiet, daar waar jy geplant is, en om dit die nodige voedingsstowwe te gee, sodat daar die saad kan groei, en sodat daar vrug in jou eie lewe kan wees. En die vierde ingesteldheid van goeie grond, is om 'n oes te lewer. Om met daardie vrug in jou lewe vir die Here te sê, Here, hier is ek. Hier is my lewe. Hier is my gawes. En gebruik dit, Here, gebruik dit tot eer van U. En gebruik dit sodat daar 'n groot oes sal wees. Gebruik dit sodat ek ook deur die vrug in my eie lewe 'n goddelike verskil in ander mense se lewens sal kan maak. En wanneer 'n mens die gelykenis van die saaiër en sy verklaring met die eerste oogopslag lees, dan kom dit voor asof daar hier gepraat word van 4 verskillende soorte mense. Die mense wie se harte soos die van 'n pad is, 'n harde pad. Die mense wie se harte is soos die van 'n grond met 'n klipbank daaronder, en mense met die harte van wat is soos grond wat met onkruid bevuil is. En dan is daar mense wie se harte is soos goeie grond. Maar ek het 'n sterk vermoede dat ons hierdie gelykenis ook sou kon van toepassing maak op die lewe van een mens, van een volgeling van Jesus,
of dalk selfs op die lewe van 'n gemeente. En dat 'n ou sou kon sê dat daar tye in 'n persoon se lewe kan wees waarin sy hart soos 'n klipharde pad is. Dat daar 'n seer kry of 'n ingesteldheid in sy lewe op 'n stadium is wat maak dat die saad glad nie indring in sy lewe in, glad nie in die grond van sy lewe val nie. En dat die bose weliswaar kom en daardie woord uit so 'n persoon op daardie stadium van sy lewe wegneem. Daar sou ook tye in 'n mens se lewe kon wees waarin jy die woord hoor. Jy's dalk by 'n Pinksterdiens of by 'n geestelike kamp of 'n konferensie en jy hoor die woord, jy hoor iets spesiaals en jy's ongelooflik opgewonde daaroor. En jy sou graag die wêreld daarmee wou versit of 'n groot verandering in jou eie lewe maak. Maar wanneer jy weer by die huis kom, wanneer jy weer gekonfronteer word met die realiteite van die lewe, van dit wat van jou by die werk verwag word, dit wat van jou by die huis verwag word, van moeilike tye waarin jy jouself bevind, dan kry daardie woord waaroor jy so opgewonde was, kry nie kans om wortel te skiet nie. In jou swaar kry en in jou beproewings, kry daardie woord nie reg om wortel te skiet nie, en verruil jy daardie woord, daardie waarheid wat jy ontvang het, verruil jy dit vir die realiteite of die leuns wat die wêreld aan jou voorhou. Daar sou ook tye en omstandighede in die lewe van een mens, van 'n volgeling van Jesus sou kon wees, waarin dit wat jy van die Here ontvang, sy woord aan jou ontvang, maar dat daar baie onkruid ook in jou lewe is. En dat hierdie woord ontvang word, en dat dit selfs wortel skiet en begin groei, maar dat die ander realiteite van die lewe, bekommernisse, sekularisasie, 'n gejaag na rykdom en 'n strewe daarna om die lewe maar net te geniet sover jy kan, dat sulke dinge die woord wat jy ontvang het en die wyse waarop dit in jou lewe begin opkom het, dit verdring dit. En dit neem dit weg. En daar is nie vrug op die woord wat jy ontvang het nie. Maar dan is daar verseker ook tye in 'n mens se lewe waaroor ons baie bly en dankbaar kan wees. Tye waaroor ons kan jubel en juig, omdat dit tye was waarin die woord van die Here, dit wat ons van God gehoor het, in goeie grond geval het. Ons was ontvanklik daarvoor. Ons het dit gehoor, ons het dit verstaan. Ons het dit van toepassing op ons lewens begin maak. En dit het vrug gelewer, dit het vrug gedra. En daardie vrug het ons in staat gestel om met ons gawes vir die Here te sê, Here, hier is ek, en gebruik my. En die Here het my gebruik op 'n goddelike wyse in die lewe van ander mense. 'n Ligplant is mooi en dis besonders, dis iets anderste, dit kan die mooiste blommetjies hê. Maar 'n ligplant dra nie vrug nie. Wanneer 'n mens vrugte op jou saaiwerk wil sien, dan moet jy in die grond saai. Dan moet jy in goeie grond saai. En wanneer ons goddelike vrug in ons eie lewens wil sien, en wanneer ons wil hê dat daar in ons lewens of vanuit ons lewens 'n oes moet wees, dan moet ons vir die Here vra om ons harte so voor te berei dat dit wat hy vir ons kom sê, dit wat ons van hom ontvang, dat die goeie saad wat hy deur sy woord in ons lewens kom saai, dat dit in goeie grond en vrugbare grond
sal val. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.